Familie, ek wil vandag met jou praat oor die belangrikste geskenk van Kersfees. En die feit dat hierdie geskenk nie gemaak is om in enige boks te pas nie, of soos die boodskap wat Div my gestuur het, so mooi sê, is nie gemaak om onder 'n Kersfeesboom te wees nie, maar die Here stuur vir ons sy seun, sodat ons hom in ons harte kan ontvang. En ek wil vandag met jou praat oor hierdie ontvang van Jesus in jou hart, dat jy vandag kan sê, ek het die belangrikste Kersgeskenk, soveel so dat ek hom het en ek kan hom deel. En ek wil jou vra, as jy jou Bybel hier het, kan jy saam met my oopmaak by Johannes 1, ons gaan lees vanaf vers 9, net tot vers 12. Het praat van Jesus hier, Johannes skryf en hy sê, in vers 9 van Johannes 1, hy sê, die ware lig wat elke mens verlig, Jesus, was aankom na die wêreld toe. Hy was in hierdie wêreld, en die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. En dan sê vers 12, hierdie groot woorde, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Almal wat hom aangeneem het. So hier is Jesus, hy kom aarde toe, en sy agenda, sy motief, sy hoop is, dat mense kinders van God sal word. Want dis hoekom God hom stuur. Hy stuur sy seun, dat ek en jy, seuns en dogters van sy vader kan wees, maar hoe sal ons dit word? Hy sê, vir almal wat hom aangeneem het. Nou hierdie woordjie aanneem, beteken om hom te ontvang. Om hom te ontvang. In die Engels sê dit, to all who have received him, he has given the right to become children of God. Received, ontvang. Om hom aan te neem is om hom te ontvang. En as ek jou dalk vra, waaroor gaan Kersfees, as ek die kiddies dalk gaan vra, waaroor gaan Kersfees, dan gaan hulle sê, dit gaan oor Jesus. En dis waar, maar ons moet dit volledig sê en volledig sien, en die volledige stelling en perspektief is, dit gaan oor om Jesus te ontvang. Dit gaan oor die ontvang van Jesus, en dit is so belangrik om te onthou. Dit is so belangrik om te onthou, dat Kersfees gaan oor die ontvang van Jesus, dat God sy seun aarde toe gestuur het, dat die mens in hulle harte Jesus kan ontvang, en is belangrik want, die westerse wêreld veral, het Kersfees bietjie verdraai in iets anders, iets mooi, maar iets nie volledig reg nie. En iets wat ek dink ek en jy maklik in kan verval. As jy die average ou op straat vra, Christen of nie, as hy nie so naby 'n pad met die Here stap nie, al is hy 'n Christen, maar as dit 'n sekulêre mens is en jy vra hulle, what is Christmas all about? Sê vir hulle, vul in vir my, Kersfees gaan oor, dan gaan hulle vir jou sê, gee. Kersfees gaan oor gee. En dis mooi, dit klink goed, dis half waar, dis ook reg, maar dis nie heeltemal waar nie. En ek dink ek en jy kan so maklik verval in dit, dat ons hele lewe, as dit kom by hierdie Kersseisoen, dat alles net begin gaan oor 'n celebration van gee. Kom ons gee vir mekaar. Ons hou spesifiek daaraan, stem jy saam met my, om te gee vir ons familie. Dis lekker om te sien hoe die kinders en die kleinkinders, jy gee vir hulle iets, en daai gesigte helder so op, as hulle daai geskenk kry, net om iets te kan oopmaak, om 'n papier te kan oopskeer, en dis lekker, né? Dit laat jou lekker voel, om te gee. Ek weet nie van jou nie, ek love dit. Ek lees op 'n artikel op The Citizen, sê dit, dat die projeksie, daar's 'n maatskappy wat nou al 6 jaar lank projeksies doen, vir die einde van die jaar, vir hoeveel op Kersgeskenke gaan gespandeer gaan word, en hierdie jaar is die projeksie 289 biljoen rand, vir Kersfees 2025, 289 biljoen rand. So dit sê vir jou, ons Suid-Afrikaners like van Kersgeskenke gee. Ons hou van gee. 'n Ander artikel van 2021, wat ek oorgekom het van 'n vrou met die naam Christine Ba.
Sy is 'n Amerikaner, sy bly in New Jersey en sy het in 2021 Kerstyd besluit sy's lus om na haar local speelgoedwinkel toe te gaan en alles uit te koop. Alles, meer as 3000 speelgoedjies. Koop sy alles. Kan jy dink, hy speelgoed eienaar net sy ore het sy smile gestop. En nou, hoe bless hy hom, maar die rede was, sy en haar gesin, daar's fotootjies op die internet, waar sy en haar kinders sit en hierdie geskenke alles toedraai. Die rede was, hulle sou dit gee en het dit gegee vir minder bevoorregte kinders in New Jersey, in hulle dorp. Wat 'n beautiful gebaar is, né, van Kersfees. Ek weet nie of sy 'n Christen is nie, ek het niks daarvan dit gelees nie, so 10 is sy nie. So selfs vir mense wat Kersfees vier, wat nie eens eintlik weet hoekom vier ons Kersfees, is 'n vakansiedag, maar vir hulle ook, haar woorde is ook, this is the season of giving, en sy sê ook haar motief agter dit, it makes me feel really good. It makes me feel really good. Dis ook hoekom hierdie gees van vrygewigheid is, hoekom ons mascot het, né? Sint Nicolaas. As gevolg van sy legendariese dade van gee in die 4de eeu. Ek dink nie hy was so vet oomie met 'n baard gewees nie. As jy kyk op Wikipedia en jy kyk die vroeër prentjies wat hulle gewys het van hom, was hy meer hierdie ernstige tipe oomie, maar die feit van die saak is, hy het bekend geword vir sy vrygewigheid. As gevolg van sy Christendom het hy gelewe om ander mense te bless en te gee, en toe die wêreld eventually van hom hierdie fabel gemaak, om op kinders se vlak te kom, om hulle iets te verduidelik van Kersfees gaan nie net oor jy moet net geskenkies kry nie, dit gaan ook oor gee. Gee. En dis 'n beautiful ding, stem jy met my saam, om te gee? Ek dink dis 'n pragtige ding, ek is glad nie besig om gee nou te nak nie, ek wil hê jy met my hart nou hoor, ons moet gee, en dis reg wat Christine Baas sê, gee laat mens goed voel, dit doen, en die Bybel leer dit ook vir ons. Wat sê die woord? Jesus het self gesê, dis meer geseënd om te gee as om te ontvang. So jy sal gelukkig wees as jy gee, die Here het dit so ontwerp, en dis ook omdat dit is wie hy is. God is liefde, en wat doen liefde? Liefde vat nie net nie, liefde gee. So dis mooi, dit weerspieël absoluut die hart van die Here as ons wil gee, maar vanoggend wil ek jou net vir 'n oomblik stop, en ek wil jou vra, kom ons begin net reg. Het is belangrik dat mens reg begin in die lewe. En die beginpunt van Kersfees is nie gee nie. Want op die einde van die dag kan jy net gee wat jy het. En die grootste geskenke wat ons moet gee, is nie fisiese, materialistiese geskenke nie. Dit is Jesus self. En voor ons hom kan gee, moet ons hom eers ontvang. En waar ontvang jy hom? In jou hart. So kom ons gaan net terug na daai skrif toe. Die woord sê, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Met ander woorde, dis sy ontwerp, dit is sy besluit, dit is hoe dit is. Hy stuur sy seun, hy is die een wat gee, en ek en jy moet die keuse maak om hom aan te neem, om ons harte oop te maak, om hom te ontvang. Hy gaan nie inkom en nou het almal hom net nie. En dit wat hy graag voorhoop, dat almal kinders van hom moet wees, dis die Here se hoop, maar dit gaan nie net gebeur nie. Net almal wat hom ontvang. Let ook op, hy sê nie, almal wat goeie gewers is, gaan kinders van God word nie. Want ek dink dis wat baie mense probeer, en ek sal nou terugkom na dit toe. Almal wat hom ontvang. En is so belangrik dat ons in Kerstyd half die reset knoppie dik, net refresh, en 'n tree teruggee, en voor ons net in hierdie fokus is van gee, en miskien is jy al so ingeoefen dat jy's 'n goeie gewer. You give well. Jy hou daarvan om te gee, en jy gee goed, en jy gee groot, dis great, maar vat net gou 'n tree terug, en ek wil jou net vra, is jy 'n goeie ontvanger? Hoe ontvang jy Jesus? Hoe ontvang jy Jesus? En ek wil gou vir jou 3 simbole wys, net vinnig, om bietjie net daai vraag te unpack, en jou bietjie verder te laat dink oor, hoe ontvang jy Jesus? En die eerste simbool wat ek jou wil wys, is eenvoudig 'n deur. Ek gaan jou 3 prentjies wys wat op hierdie ding gaan pas, so ek moes hom net daar klein na bo sit. Daar's 'n deur.
Kyk, as julle my nie kan sien, ek sien van julle kyk, julle sien nie meer so goed nie. Glo my net, daar's 'n deur op die skerm. 'n Deur. Hoekom dink ek aan 'n deur? Ek dink aan gasvryheid. As ek dink aan om enige iemand te ontvang, dan dink ek maar aan 'n voordeur. So kom ons dink gasvryheid. As Jesus fisies vanaand 7:00 aan jou deur klop. Jy's 10:01 dan al in jou pyjamas, loop aan jou kouse rond van gister of vanmiddag se leftovers eet jy so bietjie en hier hoor jy iemand wie wil nou aan my deur kom klop. En jy gaan kyk of jy op die kamera en hier staan Jesus en jy besef dadelik dis Jesus. Wat doen jy? En ek wil hê jy moet nou eerlik wees. Wat sal jy doen? Sal jy die deur oopruk? Of sal jy nou, ek sê nou in die bandroom, vra ek hulle, wat sal julle doen? As Jesus vanaand aan jou deur klop en Gail se eerste woorde is, want sy weet hoe lyk ons huis. As gevolg van die kinders. Nie nou nie. Nie nou nie. Ons moet gou die huis aan die kant maak. En ek wonder of dit jou reaksie sal wees. Ek dink vir meeste van ons daar. Net gou kyk, Jesus, kyk hoe deur mekaar is die huis. Of miskien is jy so groot op gee, dat jy dink, dis Kersfees, dis sy verjaarsdag, ek het nie iets om te gee nie. Sê vir my met môre terugkom, maar gaan ons gou kom toe môreoggend, dan kry ons net vir hom ietsie. Wat sal jy doen? Die Bybel sê, dat my en jou hart is soos 'n huis, ons is die tempel van die Here, en dat daar's denkbeeldige deur in ons harte. Want Openbaring sê dat Jesus staan by die deur en hy klop. So hy wil inkom en wat die Bybel ook vir ons daardeur probeer sê is, net jy kan oopmaak. Net jy kan oopmaak, hy skop nie daai deur af nie. Hy kan nie, dit is een ding wat die Here nie kan doen nie, is hy kan nie self by jou hart inkom nie. Hy kan hom nie inforceer by jou lewe nie. Jy moet vir hom oopmaak. En ek wonder of jy al daai besluit gemaak het om vir hom oop te maak. En miskien het jy al daai besluit gemaak om vir hom oop te maak, en ek wonder, kom ons praat uit oor 2025, in hierdie jaar, hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Want dis wat God tog wil hê, is hy wil hê ons moet 'n hartsverhouding met Jesus hê. Hy wil nie hê ek moet net hier sê, ja, ek weet Jesus het gekom vir my. Ek weet Jesus wil 'n verhouding met my hê. Jy moet nie dit net weet nie, jy moet dit hê. En al hoe jy dit kan hê is as jy vir hom oopmaak en jy laat hom in. En jy nooi hom in en sê, Here, kom in. Ek weet u wil by my wees. Dis hoekom u gekom het, is om by my te wees, om 'n persoonlike verhouding met my te hê, en ek wil ook by u wees, en ek wil hê u moet inkom, so ek maak vir u oop. Was dit die manier hoe jy geleef het hierdie jaar, met 'n hartsverhouding met Jesus, of is Jesus buitekant daai deur? En jy praat nou en dan met hom, maar jy laat hom nie in nie. Soos jy weet hy's daar, jy glo hy's teenwoordig, jy glo hy wil by jou wees en hy wil met jou journey, maar goed, hierdie jaar was dalk net besig of deur mekaar of wat ook al die rede mag wees, en jy staan by die deur, maar hy's aan die ander kant van die deur en jy chat net nou en dan met hom, maar dan gaan jy weer aan met jou lewe. En julle lewe nie saam nie. Julle is nie saam op 'n journey nie. Ek baie mense lewe soos dit. En ek dink baie mense lewe so juis oor gee. Hulle voel hulle moet vir die Here iets gee. Jesus, wat gaan my lewe is nie op 'n plek waar ek voel ek is 'n waardige geskenk vir hom nie. Ek dink nie my lewe lyk as hy nou hier moet inkom by my lewe, by my hart. Ek dink nie ek's op 'n plek dat die Here na my hart gaan kyk en my lewe gaan kyk en sê, "Jesus, ek wil so graag by hierdie persoon tuis gaan nie." Ek dink nie hy gaan nie. So kom ek sort eers dit alles uit en ek hou hom net hier. Ek weet hy is hier. Hang net vas. Ek maak net gou goed aan die kant hierso. Dan gaan ek vir hom oopmaak. Ek dink baie mense lewe so. Jesus is daar, maar hy's buite. En ek wonder vir jou of hy binne is vandag. Dis iets vir ons om te oorweeg. Het ek die deur vir hom oopgemaak? Het ek daai persoonlike hartsverhouding met hom? Stap ek daai pad saam met hom? In die tweede plek, as jy iemand innooi in jou huis in, en veral as jy Jesus innooi, die volgende simbool wat ek vir jou wys, is daai ou babiehuis met al die vertrekke. In jou lewe is daar verskillende vertrekke. Jou lewe bestaan uit 'n paar dimensies
paar dinge wat vir jou belangrik is en 'n paar dinge waarmee jy besig is in die lewe. En dan is my vraag vir jou, laat jy Jesus toe in elke vertrek van jou lewe? Laat jy hom toe in elke vertrek van jou lewe? Of het jy dalk al die besluit gemaak, Jesus, kom in my hart in, ek maak die deur oop, kom in, maar bly, sit net daar, in die sitkamer, sit net daar, hier is dit skoon, hierso het ek skoon gemaak, al hier is dit reg, bly net hier, but daai deur, do not go in there, soos moenie daar ingaan nie, daar in my huwelik, moet nog nie nou, moenie daar ingaan nie. En hierdie deel van my lewe, hier my finansies, moenie daar, ek is besig om goed daar uit te sort, moenie daar gaan nie. En my werk, ek haat my werk en ek staan elke dag op en die mense by my werk, moenie nou daar ingaan nie. Jy gaan nie hou van wat jy nou daar sien nie. So ek sluit daai deure, maar jy mag hier sit, wees hier saam met my. Jy het vir Jesus oopgemaak, jy's lief vir die Here, jy het 'n verhouding met die Here, maar tog is jou lewe, as jy eerlik is, nie besig om te verander op 'n manier waar jy regtig die vrug dra en jy die mens is wat jy weet jy kan wees nie. En wat jy weet hy oor jou spreek nie. En die rede vir dit sal wees, is omdat jy nie vir hom daai sleutels van daai vertrekke gee nie. En soveel mense leef so, hulle wil eers gaan en daai vertrekke uitsorteer, voor die Here kan inkom, en voor hulle daaroor gaan bid, en voor hulle eers met hom daaroor gaan praat. Maar dis verkeerd om, familie. Dis verkeerd om. Die Here sê in Johannes 3 vers 16, hy kom, en hy het jou so lief, dat hy gee vir jou sy seun. En as hy die gewer is, wat moet ek wees? Die ontvanger, onverdiend. Onverdiend. Daai geskenk wat hy gee, is onbekostigbaar. Daar's niks wat jy kan doen, of gee, of jou lewe regkry op 'n manier, dat jy Jesus kan bekostig nie. Hy's onverdiend. En vrylik wil hy hê, jy moet jou hart oopmaak, en vrylik wil hy dan hê, jy moet hom toegang gee, tot elke vertrek, en dit vat vertroue. En my vraag vanoggend ook aan jou is, hoe vertrou jy die Here? Vertrou jy hom met alles in jou lewe? Of is daar dalk 'n vertrek of twee in jou lewe, wat net vir hom, hy kan nie daar gaan nie. Nie nou nie. Nie nou nie, Here. Ek wil hê jy moet daar gaan, ons sal nog daar gaan, maar net nie nou nie. En jy dink, jy gaan dit uitsorteer, en as jy dit doen, gaan jy net al meer dit opmors. En kan ek vir jou sê wat sal gebeur, as jy hom vertrou, en jy gee vir hom daai sleutels van daai vertrekke? En miskien is daar nou 'n vertrek of twee, wat jy al klaar aan kan dink. Kan ek jou sê wat gaan gebeur, as jy hom daai sleutels van daai vertrek gee? Hy gaan daar ingaan, en die eerste ding wat hy gaan doen, is hy gaan jou seën. Hy gaan jou seën deur vir jou te sê, ek judge jou nie. Ek veroordeel jou glad nie. Ek vergewe jou. Ek hou nie hierdie teen jou nie. Ek gaan nie hierdie gebruik as 'n klip om jou te gooi en jou te herinner. Ek verstaan hoe die pad wat die lewe met jou gestap het. Ek verstaan hoekom is jy hier. Ek verstaan dit beter as jy. En my hart is om jou mentor te wees nou. My hart is om jou te genees. My hart is om jou op te tel. My hart is om jou wysheid te gee en jou uit te lei, dat ons hierdie vertrek, dat ons dit kan uitsorteer. Vertrou my. En as jy hom kan vertrou, en jy gee hom die sleutel van jou vertrek, en jy laat hom in, dan sal hy stadig maar seker, verseker gaan dit tyd vat, maar stadig maar seker, begin hy jou volmaak, met meer van hom, met meer van sy wysheid, met meer van sy vergifnis, met meer van sy stem, wat saggies fluister, oor jou identiteit, en wie hy sê jy is, en wie hy sê jy kan wees, en dit is vir my en jou so nodig om dit te hoor by die Here, nie by mense nie. Dit is goed as mense jou encourage, en so, jy het sulke mense nodig in jou lewe, maar as jy dit nie van die Here hoor nie, niemand weet wie jy moet wees, behalwe hy nie. En jy het nodig om van hom te hoor, hoe hy jou encourage, en sê, ek sien wie jy kan wees. En die rede hoekom jy nog hier is, want ek het 'n plan met jou lewe. Ek het soveel planne met jou lewe, die woord sê, sy planne vir ons is meer as die sandkorrels op hierdie aarde. En as jy dit begin inreken, dan besef jy, dis bietjie te veel vir hoeveel dae in my lewe gaan wees, en dan sal hy vir jou sê, presies, want hoe lank wil ek jou by my hê? Nie net vir jou tyd op aarde nie, ek soek jou vir ewig by my.
En daai planne wat ek vir jou het, gaan 'n gedeelte van dit gaan ek op aarde vervul en 'n deel van dit gaan ek vir ewig en ewig en ewig vervul. En die feit dat ons dit weet, dat die Here ons vir ewig by hom gaan hê, behoort ons so te encourage dat ons nou voluit lewe. Dat ek besef ek het nie nodig om bang te wees nie. Ek wen al klaar, ek is saam met die Here, ek het die beste mentor, hy het alles is uitgesorteer. Maar ek moet hom vertrou. Want jy sien, hy kan nie self in daai vertrekke ingaan en goed begin die deure oopskop en uitsorteer nie. Want jy sê dalk vir my, maar Jacques, hy's die Here, hy weet mos klaar wat is in daai vertrek. Hoekom moet ek hom daar invat? Hoekom moet ek daaroor bid? Die Here weet mos wat in my lewe aangaan. Hy weet alles, dis waar, hy weet dit. Maar hy kan dit nie genees nie. As jy nie met hom praat daaroor nie, en jy maak nie vir hom daai deur oop nie, en jy gee hom nie toegang tot alles in jou lewe nie, en jy praat nie met hom oor, en jy is bereid om te luister, wat hy vir jou daaroor wil sê nie, dan weet hy daarvan. Maar vir hom om daarvan te weet, beteken nog niks nie. Hy kan dit nie aanraak nie, hy kan niks daaroor spreek nie, hy kan dit nie genees nie. En dan bly jy siek, jy bly verslaaf, jy bly seer, jy bly lê. En dis nie wat die Here vir jou wil hê nie. En ek wonder in watse dele van jou lewe lê jy. En het jy seer, en het jy miskien 'n verslawing, en miskien weet niemand daarvan nie. En hy weet, maar meer as weet, wil hy dit aanraak, wil hy jy moet dit vir hom gee, en hy vra jou, vertrou my, gee my die sleutel van daai vertrek. So ons moet die deur oopmaak, ons moet hom innooi, ons moet hom toegang gee tot alles. Nou as hy die koning is van jou lewe, en hy sit op die troon van jou hart, dan gee hom toegang tot al die vertrekke, né? En dan derdens, weet jy wat begin gebeur, as jy hom toegang gee tot alles, en hy begin jou al meer vol maak van homself, jy begin anders te gee. Soos daai glas water, jy begin oorloop, hoe meer hy in jou hart rondloop, en jy gee hom toegang, vul hy jou hart al meer met hoe hy dink, met hoe hy goed sien, en hoe meer hy saam met jou journey, en jy saam met hom, en hy maak jou voller van homself, dan begin jy anders te gee. Dan begin jy anders van jouself te gee, en dis die journey waarop ek en jy, almal van ons moet wees, as kinders van die Here, is, hoe kan ek my lewe gee? Maar jy sien, het begin eers by, ek moet hom ontvang, want stem jy saam met my, jy kan nie gee wat jy nie het in die lewe nie. Jy kan net gee wat jy besit. En dit wat uit jou gaan uitkom, as Jesus nie, as jou hart nie vol is van hom nie, dan is hy nie wat gaan uitkom nie. En hy wil ons elkeen op 'n journey vat, dat ons leer by hom, hoe om myself te gee vir die Here en vir mense. Vir die Here en vir mense. En ek en jy, elkeen van ons, moet op daai journey wees. En ek wonder vandag, as ek jou eerlik vra, en jy hoef dit nie vir my te antwoord nie, maar vir jouself, is jy op daai journey, waar jy by Jesus Christus leer, hoe, Here, moet ek myself gee, vir God en vir mense. Wat is die grootste gebod het hy ons geleer? Jy moet die Here jou God lief hê, en jy moet ander mense lief hê, soos jouself. En daai soos jouself deeltjie is baie belangrik. Hoe gaan jy God lief hê? Soos jouself. Hoe gaan jy ander mense lief hê? Soos jouself. As dan die eerste, daai soos jouself journey is, en daai deel is waar ek hom ontvang. En hy kom leer my wie ek is as 'n kind van die Here, en hy kom leer my wie die Here is. En soos ek vol word van hom, kan ek al meer uit 'n gesonde self lief hê die Here en ander mense. En dis my gebed vir jou, dat jy hierdie Kerstyd so vol sal word van Jesus, dat jy in 2026 met 'n oop, oorlopensvol hart sal gaan om lief te hê die Here en mense. Ek wil afsluit. So Kersfees is mos nou Jesus se verjaarsdag, né? En dit maak nie saak nie, moet nou nie in jou kop gaan na daai plek toe van mense wat sê, ja, maar is nie die 25ste Desember nie, die datum maak nie saak nie, die feit van die saak is, hy was hier, hy is gebore, dis al wat saak maak. Kom ons sê, dis jou verjaarsdag, net vir 'n oomblik, verbeel gou vir jou, dis jou verjaarsdag, jy nooi mense in jou huis toe, familie, vriende, die klokkie begin lui, mense kom maar aan, mense het gifts, hulle kom maar aan met geskenke,
Soos hulle inkom, "Ey, gelukkig wees, jou verjaarsdag." Ja, dis my verjaarsdag. En almal kom in, vriende, familie, almal kom in. En as almal daar is, staan hulle daar in jou sitkamer en almal staan daar met hulle geskenke en jy kan sien hulle is eager, hulle wil hierdie geskenke nou uitdeel. En dit kom daai punt waar hulle vir jou sing en almal sing saam, "Veels geluk liewe maatjie," en hulle sing vir jou. En nou kom daai punt wat jy sien, hè, nou is hulle reg, hulle wil die geskenke nou uitdeel. En ewe skielik vra iemand, "Kan ons die geskenke nou maar uitdeel asseblief?" En jy sê, "Julle kan nou maar die geskenke uitdeel, is okay." En ewe skielik begin hulle die geskenke uitdeel, maar nie vir jou nie, vir mekaar. Sal dit vir jou weird wees? Het sal nogal weird wees, né? Het sal vir ons kinders baie weird wees. Dan is my kinders sal baie kwaad wees as so iets wat hulle moet gebeur. Dink jy nie dis hoe Jesus voel met Kerstyd nie? Dat ons sê Kersfees gaan, dis u verjaarsdag en ons celebrate u, dit gaan oor u en ons sing die liedjies van hom en ons sing vir hom veels geluk want ons sing al die Kersliedjies en as die moment kom, waar gee ons die geskenke? Dan gee ons vir mekaar. En alles gaan oor gee, alles gaan oor gee, alles gaan oor gee. En dis nie soos ek sê, dis nie dat hy 'n geskenk soek van ons af nie, want ons niks wat ons vir hom kan gee nie. Hy soek nie goud, wierook en mirre nie. Maar hy soek ons harte. Hy vra my net hierdie een ding en dit is, maak net jou hart vry man. Ek wil net tuis kom weer. Dis hoekom ek gekom het, dis hoekom ek gesterf het vir jou, dis hoekom ek alles doen. Dis ek wil net by jou tuis kom, ek soek 'n hartverhouding met jou. En mag jy en mag ek die Here bless met daai geskenk om vir hom ons harte oop te maak. En voor ons net fokus om goeie gewers te wees en ons bless mekaar, al daai goed is goed. Ek dink die Here glimlag so breed, soos ons vir ons families en vir mekaar gee. Ek dink hy love it, want dis wie hy is. Hy's 'n dad, hy hou daarvan. Maar mag ons reg begin. Mag ons hom ontvang. Geseënde Kersfees familie, kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om u woord oop te maak en hierdie storie wat ons van kindsbeen af leer, wat dalk vir baie van ons 'n kinderbybelstorie is. 'n Konsert wat ons kinders doen by skool en kerk. Miskien vir baie van ons is Kersfees net hierdie groot feesviering van gee en ons love om te gee. En ek weet u love dit ook en ek weet u hou daarvan dat ons mekaar seën. Maar Here, ek weet u grootste begeerte, die beginpunt van dit alles is dat u wil tuiskom. U is Immanuel. Maar u kan dit slegs wees, nie 'n naam nie, maar u kan dit slegs wees in praktyk as ek kies om my hart oop te maak. As ek kies om nie net te jaag en myself te gee vir vakansie en geskenke en etes en al die gee elemente. As ek kies om te ontvang. Wat 'n voorreg om te weet die skepper van die heelal, die grootste persoon wat bestaan, die belangrikste persoon wat bestaan, wil by my tuis kom. Nie oor hoe my huis lyk nie oor my status nie oor wat mense van my dink nie, maar omdat hy sê, u sê oor my ek is geliefd, u sê oor my ek is belangrik, u sê oor my ek is kosbaar. So Here, ek maak my hart oop. Dit is ons besluit vanoggend om ons harte oop te maak en te sê, Here, kom tuis by my. Ek sien dis wat u wil doen en dis wat ek wil hê, is kom tuis by my, Here. Ek maak hierdie deur van my hart oop. En Here, daai sleutels van daai vertrekke, ek gee vir u elke sleutel. Kom wees die koning van my hart. Kom loop rond waar ook al u wil. U het toegang tot alles. Kom raak my aan. Kom vernuwe my denke. Kom verander my. Kom maak my vol meer van u self, Here. Dat soos ek gaan om te gee en myself te gee in hierdie wêreld elke dag, dat mense u in my kan sien, dat mense u deur my kan ervaar, dat mense u
deur my kan leer ken. As ons nie dit doen nie, dan is hierdie Kersfees nie geseënd nie. Mag hierdie 'n geseënde Kersfees wees vir ons, so ook vir u. Mag u groot glimlag soos mense hulle harte oopmaak en met u ontmoet, vandag en deur hierdie hele Kersseisoen. Ons het u so lief, Here. Ons waardeer u hart en u liefde so baie. Ons sê vir u dankie en ons bid dit in die naam van Kersfees, die mooie naam van u Here Jesus, en ons sê saam, Amen.